Goeiedag, my naam is Arnold Eisen. Ek verwelkom jou by hierdie uitsending. Ek wil jou gelukwens dat jy besluit het om vandag na ons te luister en deel te wees van hierdie uitsending. Ons is besig met 'n reeks getiteld Extreem Kerk. En ek is vandag hier om vir jou te sê dat as God jou geroep het, en hy het jou geroep en hy jou gered het, dan het hy jou gered en geroep met 'n spesifieke doel, dat jy sy kerk sal wees, draer van sy gees, dat jy sy mondstuk sal wees, want hy wil jou mond gebruik en jou hande gebruik en jou voete gebruik, dat jy inderdaad sy liggaam hier op aarde sal wees. So ek bid deur hierdie woord dat jy geseënd sal wees, dat dit in jou omstandighede waar jy jou in hierdie dag en in hierdie oomblik, terwyl jy luister na hierdie woord, jou mag bevind, dat hierdie woord akkuraat en spesifiek en groot relevantie sal dra in jou omstandigheid. So ek nooi jou uit, kom en join ons in hierdie diens wat reeds aan die gang is, terwyl ons stil staan by die woord van die Here en hoor wat God vir ons wil sê oor sy Extreem Kerk. En God skep na sy beeld. Wanneer jy besef die eenheid wat daar is tussen jou en jou vrou en waarom die duiwel so daarop uit is om dit te vernietig, dan sê jy begin verstaan dat die een ding wat hy jou van wil weerhou om te doen, is dat wanneer twee mense, jy en jou vrou, wat hy een gemaak het, hy wil jou weerhou om by mekaar te kom en te sê, kom ons spreek, kom ons, wat is dit wat ons nodig het ons 'n finansiële deurbraak nodig, kom ons spreek dit saam, meervoud raak een, kom ons stem saam, want daar waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, daar sal dit hulle ten dele val. Die probleem met ons huwelike is, ons bid nie genoeg saam nie. Because we need to come into agreement. God maak ons een, sodat daar eenheid kan wees, sodat ons kan saamstem. Here, ons vertrou U vir hierdie deurbraak en kom ons skep volgens dit wat ons graag wil hê. Kom ons spreek dit, kom ons bid dit. Hoor jy wat ek sê? As jy vers daarvoor soek, 1 Timoteus 3 vers 7 het ek vir jou ingesit, sê, net so moet julle manne verstandig met hulle, dis nou die vrou, saamlewe. Die King James Version sê, live with them according to knowledge. Nou daar's net een persoon wat weet hoe om saam met jou vrou te bly, en dis jy. Daar's net een persoon wat weet hoe om saam met jou man te bly, en dis jy. Want jy het die kennis. Onthou, Adam het by Eva gekom en hy het haar beken. Daar was intieme kennis. Nou sê hy, according to that knowledge, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder word nie. Sodat jou gebede, leef in vrede saam met jou man, leef in vrede saam met jou vrou. Want guess what, jy kan 3 ure 'n dag bid, maar as jy en jou vrou nie in agreement staan oor iets wat moet gebeur nie, dan kan jou knie stomp bid. Dit word verhinder wat gebeur. Die gebed wat jy bring. Kom eers in agreement. Ons kan praat oor Extreem Kerk, maar as ons huwelik uit mekaar uitval, gaan dit nie ons gemeente help nie. We've got to come into agreement. Ons moet verstaan die significance van dit wat God gedoen het. So as dit dan so is wat ek sê, dan is die volgende punt waar. Dat jou maat, jou man of jou vrou is jou primêre bediening. Jou man of jou vrou is jou primêre bediening. Ek het agtergekom en baie keer dan sluk jy goed van die kerk jou in en ek leer hierdie les oor en oor en oor, maar ek kom agter, weet jy wat, voordat ek mense gaan bedien, is dit belangrik dat ek sal seker maak my kinders is bedien. Dat ek sal seker maak my vrou is bedien. Want weet jy wat, ek kan sukses hê op alle ander areas, maar as ek misluk in dit, gaan dit my voel, ek het in alles misluk. Die teendeel is ook waar, dit maak nie saak wat die fights is, wat die battle is, wat jy daar buite by die werk fight nie. As jy by die huis kan kom, en jy weet ek en my vrou is in God, dan kan jy enigiets face. Sy of hy is jou primêre bediening. So saam is julle Extreem Kerk, saam het God julle 'n span gemaak, wat die wêreld kan skud.
Dis baie stil hier binne, ek weet nie hoekom. Ons praat nie oor hierdie goed nie. Ek weet nie wanneer laas jy 'n preek gehoor het oor dit nie, maar ek wil bietjie die ys breek en vir jou sê, dis die moeite werd om te belê in jou huwelik. Dis die moeite werk om hard daaraan te werk. Nou weet ek, is baie mense wat sit, wat dalk getroud was en toe neem jy die Here aan en jou man dien nie die Here nie. Ek het begrip daarvoor, of jou vrou dien nie die Here nie. Dit vat jou soveel jare wat jy sit in hierdie ding. Al wat die Here van jou vra is eer my en kies my nog steeds. En serve jou man, en serve jou vrou. Die Bybel sê, manne moet jou vroue lief hê, en dan sê hy, vroue onderwerp jouself aan jou man soos aan die Here. En ek weet, dis 'n hot topic in die kerk hierdie. Die vrou onderwerp ding. Maar wat jy moet verstaan in die teks, dat dit sê, onderwerp julle, soos wat hy sê, jy moet jou vrou lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad, sê vir die vrou, onderwerp jou aan jou man, soos aan Christus. Jy moet die koneksie maak, dat vir jou, om te verstaan wat die teks bedoel, moet jy verstaan dat God jou ewige bruidegom is. Moet jy eers verstaan dat wanneer die Bybel praat van onderwerping, praat dit van liefde. Dat ek onderwerp my aan God, want ek weet wat ook al God in my lewe doen, gaan vir my ten goeie saamwerk. Al gaan ek nou deur 'n klomp issues, en werk ek deur 'n klomp pyn, uiteindelik weet ek die Here gaan my deurbring, en God gaan niks my pad langs laat kom, wat nie goed is vir my nie. Wat nie goed is vir my nie. So ek vertrou hom. Ek vertrou hom. Nou sê, weet jy wat, al stem jy nie saam met jou man nie, al stem jy nie saam met hom nie, just serve him. Al stem jy nie saam met hom nie, onderwerp jouself. God is getrou. En die mense wat hier kan sit, wat daai getuienis kan gee, van ek het getrou gebly aan God, en op die regte tyd het die Here vir my deurgekom. En my man of my vrou is gered. Maar jy sien, as ons sê dat die huwelike evangelie verkondig, en jy onderwerp jouself nie aan jou man nie, dan kyk die wêreld na jou, en hulle sien iemand wat hulle nie aan God onderwerp nie. Want jou onderwerping word bepaal die onderwerping aan God. Maak dit vir jou sin? Daar's baie meer in die huwelik, as net God wat gedink het, weet jy wat, ek is 'n bietjie verveeld, kom ek dink iets uit. Nee, hy het dit van die begin af so design, en gesê, dis hoe dit moet wees. Want daar gaan tye wees wanneer jy swak is. Daar gaan tye wees wanneer jy voel, jy dra 80% by tot jou huwelik, en jou maat net 20%. But druk deur, en jy gaan sien, daar gaan ander tye wees wanneer jy jou maat die 80% gaan dra, en jy die 20%. Want 'n 3-dubbele lyn word nie maklik verbreek nie. As een alleen wandel en hy struikel, hoe kan iemand hom optel? Hoe kan iemand hom help? Maar as 2 saam is, dan is daar een wat die ander ene kan optel. So as jy dalk hier sit, en jy is nie getroud nie, en jy wil trou, dan wil ek vir eers sê, prys die Here, want die eerste ding wat ouens vandag doen, is hulle begin saam te bly. En weet jy wat dit doen? Dit begin die struktuur van die gemeenskap af te breek. Want ouens verstaan nie die implikasie van dit op die toekoms van dit wat gaan kom nie. En dan sê ons dit vir hulle, dan luister nie oor 10 of 15 jaar, dan sit ons met hulle, en ons moet hulle beraad, want hulle lewe is besig om uit mekaar uit te val. Want hulle met al hierdie geeste begin speel, en dit in die slaapkamer ingebring, en hulle kan nie verstaan hoekom die masjien net nie geolie is nie. Hulle kan dit nie verstaan nie. Want daar is sulta's, en daar is 'n klomp goed aan betrokke. Maar ek doen van jou vanoggend 'n beroep op, dat as jy single is, bly rein tot jy trou. Glo my, jy gaan die vrugte daarvan pluk. Jy belê in jou eie huwelik, en as jy hier sit, en jy huwelik voel vir jou dis in shambles, dan is daar opnuut 'n oproep na jou toe, wat sê, ek het jou geroep, sê die Here, en ek het my gees in jou gesit, maar ek het jou een gemaak met iemand anders, so kom in agreement, en begin saam te bedien, en begin saam te bid. En as jou man of jou vrou nie die Here ken nie,
bid net vir hom of bid net vir haar. But don't give up. Jy is die enigste hoop wat hulle het. Ek praat met jou oor Ekstreemkerk, Adam en Eva se kerk. Kan ek jou 'n paar wenke gee vanoggend? Ek is nie altyd prakties genoeg nie, maar ek wil vir jou 'n paar goed gee wat jy kan doen. Ek wil eerstens vir jou sê, vier julle eenheid. Ek sê dit in gedagte dat hier kinders is. Maar vier julle eenheid in die slaapkamer. Arnold gaan mail skry oor hierdie ding. God is so ernstig oor dit, dat Paulus skryf, hy sê, onttrek julle nie aan mekaar nie. Tensy met wederwysige ooreenstemming, om vir julle tyd te wy aan vas en gebed, maar kom weer by mekaar. Maar kom weer by mekaar, sodat julle nie in versoeking kom as gevolg van julle onselfbeheersing nie. Kom weer by mekaar. Hy sê, daar's 'n rede waarom ek goed gemaak het sodat dit is, sodat jy op 'n heilige plek veilig kan wees. Op 'n heilige plek veilig kan wees. Vier julle eenheid. Volgende ene, bid saam en bedien saam. Wanneer laas jy en jou vrou saam gebid? Wanneer laas jy en jou man saam gebid? Julle dien dalk al by die Here, maar bid julle nog saam. Bid julle nog saam. En meer as dit, as julle saam bid, begin saam te bedien. As jy op 'n Sondagoggend, as mense hier uitkom en jy voel, ek wil kom bid, sê vir jou man of jou vrou, kom bid saam met my, kom ons bedien iemand. Want daar is 'n groter krag wanneer julle twee bedien, as wanneer julle een bedien. Bid saam en bedien saam. Volgende ene. Dit is 'n taaf ene. Vergewe mekaar. Vergewe mekaar. Vergifnis is iets wat jy elke dag moet doen in die huwelik. Vergewe mekaar. Maak nie saak wat jou maat gedoen het nie, vergewe mekaar. Dis mense wat vanoggend hier sit, jou man of jou vrou, het jou te nagekom. Vergewe mekaar. Dan wil ek stil staan by die een hierna. Besluit om elke dag lief te hê. Besluit om elke dag lief te hê. As jy kyk na programme soos Sewende Laan of The Bold and the Beautiful, as jy kyk na programme soos Sewende Laan en Bold and Beautiful, dan leer hulle jou dat liefde is net 'n gevoel. So die ou trou, en dan oor 2 jaar, dan worstel hy met hierdie ding van, hier's nou 'n mooi sekretaresse, onthou, dit is net vir Brakpan wat hierdie preek is. Julle ouens luister as almal wat al die antwoorde het. En dan sê hy, kom hy ons met hierdie ding, ek kan nie hierdie gevoel wat ek het ignoreer nie. Hulle kom ons met daai bog. Dan sê ek myself, jy kan dit doen, want liefde per definisie is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n wilsbesluit. Dis waarom Paulus kan skryf, manne, jy moet jou vrou lief hê. Dis nie 'n voorstel wat hy maak nie, dis 'n bevel wat God gee. Om te kies om lief te hê en om te kies om te onderwerp. So, waar ook al jy is, kan jy kies om weer lief te hê. En die feit van die saak is, as jy getroud is, moet jy elke dag kies om weer lief te hê. Moet jy kies jou vrou of jou man bo enigiemand anders vir daardie dag, want die versoekings gaan kom. Partykeer moet jy jou vrou kies bo die mooi poppie op die huisgenoot se voorblad as jy in Checkers staan om jou groceries te betaal. Ek weet nie, julle nie, Brakpan, net. Maar jy moet jou man, die besluit wat jy gemaak het, jy gesê het, I do, moet jy elke dag doen. God praat met die kerk in Openbaring. Hy praat met die kerk deur Johannes, dan sê hy, ek het dit teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het. En die feit van die saak is, baie keer in jou huwelik, dan verloor jy die eerste liefde, dit voel vir jou so. Ek meen, was ook al, ons is nou amper 13 jaar getroud, en ek dink, al was ook 1 of 2 kere wat ons beklei het, in hierdie 13 jaar, dink ek, né? Kom, ek praat met jou as 'n pa. Maar Johannes los dit nie daar nie. Johannes sê, die Here sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hy sê, maar gaan weer en gaan doen die eerste dinge. Dit praat van 'n besluit
om weer lief te hê. Dit praat van 'n besluit om weer te vergewe. Onthou jy die dag toe jy jou man en jou vrou ontmoet het? Onthou jy hoe bedwelmd jy was? Onthou jy dit? Onthou jy hoe bedwelmd jy was? Onthou jy, ek onthou, ek sê dit altyd vir ouens, so ek sê dit nou weer vanoggend sê, ek onthou toe ons ontmoet het, toe het ek gedigte geskryf wat Shakespeare sal het bloos, hoor. En ek het blomme gekoop, Braam, en ek het verrassings gereël. En dan met tyd, dan het die lewe die vermoë om dit weg te vat. Maar as hy sê, gaan weer en doen die eerste dinge, dan sê hy selfs al voel jy nie so nie, gaan skryf weer 'n gedig. Gaan koop weer blomme. Gaan reël weer 'n verrassing. Want as dit goed gaan met jou huwelik, sal dit goed gaan met jou bediening. Kies om lief te hê. Ja, maar Arnold, liefde is tog 'n gevoel. Ja, dit is 'n gevoel. Maar as jy gaan sê, dis net 'n gevoel, dan gaan jy sê, dis op en af. Jy gaan eenoggend opstaan, en jy is nie lief vir jou man en vrou nie. Môre staan jy op. Die besluit maak dit konstant, en wanneer jy die besluit neem, dan kom die emosie weer terug. Daai butterflies wat jy in die begin gehad het, dit kom weer. Omdat jy God eer deur sy woord te gehoorsaam. Besluit om jou maat lief te hê. Ons kan nie 'n ekstreem kerk wees en ons huwelik verkondig die evangelie wat ons monde nie doen nie. Ons moet dit doen. Besluit om lief te hê. Annelies, weet nie of my kom speel nie, net nog 2. Wil ek vir jou vra, wanneer laas het jy en jou maat iets nuuts saam gedoen? Wanneer laas het julle iets nuuts saam gedoen? Enigiets. Nuwe plek besoek. Wat jy moet doen wanneer jy in 'n rat is om die rat te breek. Jy moet iets doen wat jy nog nooit gedoen het nie. En terwyl jy dit doen, die volgende punt is jy moet pret hê in die proses. Ek weet nie of is die pret mense hier. Is nie mense wat hou van pret. Kan ek net sien steek op jou hand. Hier is dan hier's 'n paar pret mense. 1 Timoteus 6 vers 17. Praat Paulus met Timoteus, dan praat hy oor geld. Hy sê moenie dat ouens wat baie geld het aanstoter geraak in die kerk ensovoorts nie. Maar hy lê 'n beginsel vas. Hy sê in die King James Version, charge them that are rich in this world here, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Partykeer is ouens so heavenly minded, hulle vergeet om net te lewe. Who giveth us richly all things to enjoy. Hy sê, as jy ouens wat geld het, laat die ou nie op sy geld vertrou nie, want die Here het dit vir hom gegee. So laat hy die Here daarvoor eer, maar laat hy dit geniet. Because God giveth us all things, die kar wat jy ry, die vrou of die man wat jy het, die kinders wat jy het, all things richly to enjoy. Jy en ek moet weer begin het om die lewe te enjoy. All things richly to enjoy. En dit geld vir jou vrou. Dit geld vir jou man, dit geld vir jou kinders. He giveth you richly all things to enjoy. Spreuke sê die volgende, Spreuke 18:22 sê, want hy wie 'n vrou vind, het iets goeds gevind. Ja, ek haal die vers reg aan, hoor. Hy sê dit net so. Want hy wie 'n vrou vind, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Die engel sê, and obtained mercy from the Lord. Toe jy haar gekry het, was hy 'n teken van guns, Giovanni. Paula, toe jy Paul gekry het, sê die Here, ek gee jou guns, ek gee jou 'n man wat by jou pas. Ek praat met jou oor jou huwelik, ek praat met jou oor ekstreem kerk. Ons moet praat oor ons moet dit sê.
Dis belangrik. Dis vrek belangrik. Ek gaan jou vra, ek gaan nie vanoggend 'n uitnodiging doen nie, maar ek gaan jou vra om iets anders te doen. As jy getroud is en jou man of jou vrou is hier, wil jy nie saam met hulle op jou voete staan nie. Jy kan gou hier voor my kom staan. As jou man of jou vrou hier is, jy moet staan. Kan dit by die huishoek gaan doen. Maar ek het vanoggend gesit en ek het gesê ons gaan dit doen. Ek wil hê jy moet na jou man of jou vrou toe draai en jy moet hulle die regterhand gee. Soos die dag toe jy getrou het met hom of met haar. En dan kyk jy nie vir Arnold wat die mikrofoon het nie, jy kyk baie diep in hulle oor tot jy voel jy raak verlore. Soos wat jy gedoen het die dag toe hy of sy jou gevra het om te trou. Ek wil vanoggend hê jy moet 'n deklarasie maak. Die vrou aan die man en die man aan die vrou. So julle gaan agter my aan sê die volgende. Julle hoef nie van my te kyk nie, kyk na mekaar en bedoel hierdie as jy dit sê. Is dit reg so? Weer is 'n snaakse diens hierdie, maar ons gaan dit vir mekaar sê. So julle gaan agter my aan sit. Johan, jy kan by jou vrou staan. Julle moet dit vir mekaar sê, hoor. Julle moet spreek. Is dit reg? Jy sê hierdie vir jou vrou en jy sê hierdie vir jou man. Sê agter my aan, ek dank die Here vir jou. Ek eer hom vir die guns wat hy my bewys het deur my jou te gee. Ek vier elke goeie kwaliteit wat jy het. Jy is my ander helfte en ek kies jou vandag weer. Ek kies jou bo enigiemand anders. Ek kies jou soos God wil ek moet jou kies. Ek kies om jou lief te hê. In die maklike en die moeilike tye. In tye van gesondheid en tye van siekte. In tye van oorvloed en tye van tekort. Vergewe my waar ek jou teleurgestel het. En help my om nader aan God te beweeg. Ek wil saam met jou bid. Saam met jou bedien. En saam met jou die Here dien. Mag God ons eenheid gebruik om sy koninkryk te bevorder. En mag ek jou beter aan hom teruggee as wat hy jou aan my gegee het. Jy is die ander deel van my ekstreem kerk en ek is lief vir jou. As jou vrou het, gee hom of haar 'n lekker soen toe. Dan kan jy jou sitplek neem. Jy het gedink ek kom na 'n diens toe en toe is dit 'n kerk, prys die Here. Dit wat tussen my en my vrou gebeur, is 'n feesviering van ons eenheid. Wanneer ons aan die tafel sit, dan is dit 'n celebration van die eenheid. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Dit is sy bloed wat vir jou gestort is, sodat jy sy liggaam, vlees van sy vlees, been van sy been kan wees. Ons gaan aan die tafel van die Here sit. Ek gaan die persone vra met wie ek gereël het om vorentoe te kom. Nou wil ek afsluit met hierdie laaste aanhaling van Martin Luther terwyl hulle vorentoe kom. Martin Luther het gesê, let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to
to see him leave. Hierdie is 'n praktiese diens. Wil jy moet werk in jou huwelik? Staan vir my agter die tafel. Gaan ons die mense bedien. Af. En as jy huis toe gaan, koop maar vir jou vrou blomme. Okay. Ek weet nie wat jy vir jou man koop, of het met toolbox wees, of wat nie, maar kyk na jou man, of kyk na jou vrou. As jy dit nie doen nie, sal die duiwel iemand anders stuur om dit te doen, hoor. Regtig. Kyk na hulle. Hê jou vrou lief, hê jou man lief. Julle behoort aan mekaar. Julle is mekaar en jy doen jouself 'n groot guns. Kom ons sing. Ons moet hierdie uitsending ongelukkig daar stop. Maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag ons deel gemaak het van jou dag. En my gebed is dat die Heilige Gees regtig, groot opregtheid, die naprediker van hierdie woord mag wees. Dat hierdie woord in jou lewe groot vrug sal dra. En jy sal ag gee daarop en dat jy net sal beleef dat God inderdaad gesterf het, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Tot volgende keer groet ons u en ons hoop ons het hierdie voorreg weer saam met jou om saam te sit en te luister na wat die Heilige Gees vir ons deur sy woord wil sê.